die klein jakkalsies krap en die klein jakkalsies maak dat ek in my stoel rond krioelis dit toe 'n broek vol miere voel. Klein jakkalsies krap en die klein jakkalsies maak dat ek heeldag sit en morgen top selfs my vriende raak nou oud raad op. Klein jakkalsies krap en die klein jakkalsies maak dat ek in my stoel rond krioelis dit toe 'n broek vol miere voel. Klein jakkalsies krap en die klein jakkalsies maak dat ek heeldag sit en morgen top selfs my vriende raak nou oud raad op. Lekker om terug te wees by julle. Ek was so 2 weke so 'n bietjie weg gewees. Is lekker om julle gesiggies weer te sien. Die hele jaar, soos ons deur hierdie jaar gaan, kom ons net eintlik agter hoe baie verskillende dimensies is daar aan die manier hoe God se liefde deur ons lewens uitdrukking kom vind in hierdie wêreld. En die grootste, die belangrikste manier hoe ons sy liefde moet wys, is vir die wat naaste aan ons lewens staan. Ons besef dit weer in 'n oomblikke soos die vanoggend. Dit is die belangrikste, dat sy liefde eerste uitdrukking vind, as dit kom by die wat die naaste aan ons is. Familie, maar veral ook huwelike. En partykeer daai klein jakkalsies wat julle nou hier sien op die skerm, as gevolg van daai klein jakkalsies wat die wingerde verwoes, raak dit partykeer, verhinder dit net dat liefde op die manier wat hy moet, die goddelike liefde, Jesus se liefde, die liefde, nie gedefinieer deur die wêreld of deur sosiale media, maar sy liefde, dat dit uitdrukking vind. In dise lewens wat naaste aan ons staan. En daarom gaan ons vir die volgende 3 weke intentioneel, as Prins, stil staan, by juist dit, die huwelik. En as ek daai woord sê huwelik, wil ek nie van julle uitsluit nie. Ek besef hier's vanoggend mense wat hier sit, wat nog nie in 'n huwelik staan nie, of gestaan het, maar tans nie meer nie. Ek wil vandag die beginsels wat ek gaan kom deel vanuit die woord, weet ek, dit is eintlik maar van toepassing op enige verhouding. Maar ek wil vir die volgende 3 weke, wil ons hierdie jakkalsies sterkte kom vasknoop in mekaar, en ons wil dit kom aanspreek en kom identifiseer, en daai goeders wat liefde weerhou, wil ons kom vasvat. En ek wil vandag vir jou sê, as jy jou ore mooi oopmaak, is jy 'n paar waarhede vandag vir jou, alhoewel jy nie in die huwelik staan tans nie. Jou kinders gaan eendag, jou kleinkinders gaan eendag, en hierdie is lewensgewende waarhede, wat lewens, families, God se orde direk kom aanspreek. So moet jouself nie by hierdie gesprek uitsluit vanoggend nie. So, kom ons praat met die eerste jakkals, as dit kom, by die wat naaste aan ons staan. Kom ons maak dit spesifiek rondom die huwelik vanoggend. Ek wil daai jakkalsie 'n naam gee, en ek wil hom die volgende noem, my boks. My boks, dis die eerste jakkalsie. Dis my boks. En as ek praat van my boks, dan praat ek van dit wat ek, wanneer ek in die huwelik staan, wanneer ek, dalk is jy verloof, dalk beplan jy om eendag te trou, jy het al klaar gedagtes, jy het al klaar gevoelens, jy begin al klaar dink oor jou toekoms, maar elkeen van ons wat in 'n intieme verhouding staan, en ook in die huwelik spesifiek, bring 'n boks, en daai boks verteenwoordig behoeftes, drome en begeertes, is dit nie waar nie? Behoeftes in terme van, ek het dit nodig, ek kan nie sonder dit nie. Drome is, jy kyk na jou toekoms, binne die huwelik, binne die verhouding, en jy dink vir jouself, maar ek sal so graag uit wil sien, dat dit die realiteit sal wees, eendag rondom hierdie area. Begeertes is, ek wil graag hierdie goed sien. Dit sal nie net nice wees nie, maar dit is waarvoor ek opgeteken het, toe ek gesê het, I do.
Ja? My vraag is, weet julle wat is in mekaar se bokse? Besef jy dat dit nie net ek is wat 'n boks het nie, maar sy het ook 'n boks. En dalk het jy nog nie die geleentheid gekry nie, want jy is nog lekker jonk in julle verhouding, maar op een of ander stadium gaan nou agterkom. Ek is nie die enigste een met 'n boks nie, maar sy het ook 'n boks. Het jy al 'n bietjie ergens gekuier en gepraat oor wat in die ander een se boks is? Hoe lyk hulle drome, begeertes en behoeftes? En ek meen ons elkeen, dit is nie, hierdie boks is nie gedefinieer nie. Dis nie 'n vaste lysie van wat in so 'n boks behoort te wees of wat daarin is nie. Elkeen van ons in verskil. En ek gee maar net 'n paar voorbeelde. Ek meen wanneer ons in hierdie intieme verhouding staan, dan begin 'n ou wat behoeftes, begeertes en drome aanbetref. Ek meen ons het planne oor geld. Ek meen is ons vergenoegd met bietjie? Soek ons baie geld? Gaan sy die enigste een wees wat werk? Gaan ons albei werk? Gaan sy by die huis bly? En hoe gaan dit presies werk? Is ons nie gepla oor geld nie, want liefde gaan ons deurdra. Hierdie is ons kraat. Hoe dink ons? Hoe dink ons oor gaan ons volgens 'n begroting werk? Het ons 'n begroting? Wie is die baas? Wie beheer die finansies? In wie se bankrekening kom die salarisse? Hou sy haar geld, ek hou my geld, sit ons alles saam, spandeer ons dit saam? Hoe werk die finansiële besluitneming? Ek meen elke keer as ek gaan golfstokke koop, is sy dan geregtig op 'n spa. Hoe werk hierdie goed? Hoe maak ons die besluite? Ons elkeen kom in hierdie verhouding in met begeertes en behoeftes en drome. Hoe dink ons oor al die huistaakies? Ek meen, neem ek aan, sy gaan vir ons die kos voorberei, sy gaan vir ons kook. Ek meen, Madeleine het, daar was 'n oomblik gewees, was 'n stupid oomblik. Sy moes nooit daai fout gemaak het nie. 34 jaar terug toe ons getroud is, die tweede dag van ons witbrood, het sy in 'n groentewinkel ingestap en sy het gaan groente koop en kos koop en sy het op ons witbrood vir my 'n 3-gang maaltyd gekook. En sy het die voorbeeld gestel. Want van daai dag af, sy maak die kos in die huis, ek maak die bed op. Ek sal alles doen, maar as Driekus fight, gaan sy die gras sny. Ons elkeen het ons, hoe lyk dit in jou huis, in jou verhouding met jou huwelik? Het julle gedink, het julle dit bespreek, het julle gewonder daaroor? Gebeur dit nou maar net? Is daar verwagtinge? In ons boks, behoeftes, begeertes, drome. Jy is gelukkig met 1 kind. Dalk voel jy, dit moet nie alleen kind wees nie. Ek meen, daar moet ten minste 2 kinders wees. Okay? Maar as dit nou altyd, soos in Maurice geval, 2 seentjies is, miskien moet ons maar net aanhou probeer tot ons 'n dogtertjie kry, né? Hoe werk hierdie goed? Voertuie. Gaan julle met 1 kar klaarkom? Gaan elkeen sy eie kar hê? Gaan jy omdat jy die man is en jouself sien as die broodwinner die mooiste kar hê? Gaan jy later van haar verwag om haar kar te verkoop en te upgrade na 'n SUV toe, want daar's nou kinders betrokke? Jy sien waar ons heen gaan met hierdie gesprek. Ons elkeen het 'n boks. Hoe gaan ons werk wat tyd aanbetref? Hoe gaan ons tyd saam spandeer? Gaan sy van my verwag dat ek nooit saam met my vriende mag uitgaan en na 12 gaan terugkom nie? Het sy dalk 'n verwagting dat ek ten minste 1 keer 'n maand op 'n date night gaan vat? Hoe gaan ons tyd spandeer? Gaan ek met my vriende kuier en sy met haar vriende tyd spandeer? Of gaan ons saam al ons tyd vat en met mekaar se vriende kuier? Hoe gaan die tydritmes werk? En hoe gaan ons dit maak werk vir ons albei? Jy sien, daar's begeertes, en daar's drome, en daar's behoeftes in 'n klomp areas. Kalender. Kom, wees nou eerlik. Het julle ooreengekom by wie se ouers julle gaan kuier op watter dag? Hierdie jaar is ons beurt. Ek vra net 3 dae 'n jaar
wat ek by my ouers wil uitkom. Ek sal Paasnaweek vat, ek sal Kersdag vat en Oujaarsdag vat. Jy kan Werkersdag vat en jy kan Youth Day vat en jy kan al die ander dae kry, maar ek soek net hierdie 3 dae. Behoeftes, begeertes, drome. Die man en die vrou het heel duidelik ook al gepraat oor hoe lyk die plekke waar hulle gaan bly. Gaan ons 'n huis huur, gaan ons 'n huis koop? Is ons maar gemaklik, ek sal in 'n karavaan bly, dit maak nie vir my saak nie. Het julle gepraat daaroor? Baie keer dan is daar spanning, want ek voel ek wil naby my familiehuis hê, ek wil daar bly. Partykeer voel die man, ek wil so ver van my skoonma afkom as wat ek kan. Dit is hoe dit in die praktyk werk. Elke area van ons saamwees en ons huwelik het 'n implikasie. En nou kom die man en hy het sekere drome en hy het sekere begeertes en behoeftes oor wat sy vrou sal dra in die slaapkamer en wat sy nie sal dra nie, nê? Waar sy aan die ander kant dink, ag, hy gee nie om wat ek dra nie. Hy wil net hê ek moet gemaklik voel. Hy gee nie om wat ek dra nie. Ek is vir hom belangrik. Drome, begeertes, behoeftes. Daar is ook sekere maniere hoe ons dink, oor hoe ons konflik hanteer. Het julle gepraat daaroor? En ons gestap in hierdie verhouding in, oortuig in ons harte, dat daar nooit konflik sal wees nie. Want jy sien, in my boks het ek die perfekte vrou getrou. Sy gaan altyd glimlag, sy gaan altyd vriendelik wees, maak nie saak wat ek sê en doen nie, sy gaan altyd mooi met my werk, maar die oomblik wanneer daar konflik is, het ons gedink, hoe gaan ons dit oplos? Ja, ons sal net mooi sit en ons sal oor alles praat en ons sal dit stadig deurpraat en die man voel, ek wil nie praat nie, ek probeer die spanning vermy. Daai verlig net die spanning. Of hy voel, weet jy, ek gaan nie vir haar al die waarheid vertel nie, maar ek gaan net seker maak dat wat ek vir haar vertel die waarheid is. Hoe gaan ons konflik hanteer? En baie van die goeders wat ek in my boks bring, in die verhouding in, is natuurlik gebaseer op wat ek al gesien het, om my, wat ek raak gelees het, wat ek gehoor het. Dit werk nie. Maar ook meestal dit wat ek beleef het, that which I have experienced. Soos ek groot geword het, het ek na my ouers gekyk. Dalk het jy ouer broer of suster wat al 'n paar jaar voor jou getroud is, en jy kyk na hulle huwelik en jy besluit self, jy weet, is dit goed of is dit sleg, jy weet, en vanuit 'n plek van wat ons hoor en sien en beleef, maak ons self 'n besluit. Dat daar sekere goed is in my huwelik, wat behoeftes, begeertes en drome en goede aanbetref, daar sekere goeders wat ek gaan probeer vermy. Ja, maar kyk na jou broer, hulle is 'n huwelik. Ek meen, ons gaan nie daai rigting gaan nie, ons gaan nie daai goeders doen nie, dit wat hulle nagejaag het nie gewerk nie, dit is sat. Daar's seker goed wat ons probeer vermy, maar daar's ook seker goed wat ons probeer herproduseer en herskep en herhaal. Kyk na jou ouerhuis byvoorbeeld, hulle het net 'n amazing huwelik gehad, daar's seker goed wat gewerk het, en nou voel jy, ons wil daai goeders ook in ons huwelik kom toepas en doen. Maar maak nie saak wat ek probeer vermy, as ek dink aan my boks, en wat ek probeer herskep nie. Die probleem is, dis nog steeds my boks. Dis nog steeds my boks. Dit is my behoeftes, dis my drome, en dis my begeertes. En daar gaan 'n dag kom, as dit nie in jou van dag 1 af is nie, gaan dit in die eerste jaar gebeur, of oor 10 jaar, of oor 50 jaar. Waar hierdie my sy verskyning maak, en wat ek doen is, ek gee hierdie boks oor aan hom of haar. Hierdie is my drome, begeertes en behoeftes, en ek gee hierdie nou vir jou. Dis hoekom ek met jou getrou het. Maak dit gebeur, maak dit waar. Die dag toe ek gesê het, I do, het ek al klaar hierdie prentjie in my gedagtes gehad, en ek het klaar uitgesien na sekere goeders,
Ons is nou getroud. Maak dit asseblief gebeur. En die probleem met my behoeftes, my begeertes, my drome, my bokses. Vir my voel dit soos behoeftes, begeertes en drome. Maar die oomblik wanneer ek daai boks oorgee vir die ander party, is dit nie vir hulle behoeftes, begeertes en drome nie, maar dit word vir hulle verwagtinge. Dit voel vir hulle soos werk. Dit voel vir hulle soos huiswerk. Dit voel vir hulle soos 'n las. Dit voel vir hulle soos 'n verantwoordelikheid. Waarom? Want hulle is bang, hulle stel ons teleur. Hulle is bang, hulle kom kort. Hulle is bang, hulle haal nie die standaard nie. En in daai proses gebeur dit van al twee kante af, want ek gee vir Madeleine my boks, wat my behoeftes, drome en begeerte verteenwoordig, en sy gee vir my haar boks. Maar wanneer daai ruiltransaksie plaasgevind het, voel dit aan al twee kante vir ons soos werk en soos 'n las. Die vraag is, hoe beweeg ons nou vorentoe? Wat doen ons met hierdie goed? Want op een of ander stadium, soos ons hierdie bokse oorhandig, as dit nie in jaar 1 gebeur nie, dit gebeur nie in jaar 10 nie, op een of ander stadium, gaan jy beleef, dat waar drome, begeertes en behoeftes, verwagtinge skep, aan al twee kante, ergens gaan daar 'n botsing kom, ergens gaan daar konflik kom, ergens gaan daar spanning wees. En ons weet dat wanneer daai spanning kom, gebeur daar een van 4 goed. Die eerste ding wat gebeur, is die ekstreme, die mees ekstreme ding, waar ons net besluit, I disengage, ek verlaat, I leave. Die ding is net, ek het van die begin af hierdie behoefte gehad, dat ons eendag kinders sal hê, en jy sê nou vir my, jy wil glad nie kinders hê nie, ek kan nie in hierdie verhouding staan nie, ek staan terug. Jy het vir my gesê, jy gaan vir my sorg, dat ek nooit weer hoef te werk nie. Nou sit jy by die huis, en ek moet werk. Ek kan nie met so 'n man saamleef nie, ek staan terug. Hierdie is die mees ekstreme ding, dat wanneer daai konflik kom, wanneer daai botsing kom, wanneer daai spanning gebeur, is dit die eerste en die mees ekstreme ding, nie die eerste en die mees ekstreme ding wat kan gebeur. Die volgende ding wat kan gebeur is, ek kan voel, ek wen. En dit is 'n baie lekker plek om te wees, vir meeste van die ouens wat wenners is, jy sal sê, ek het 'n amazing huwelik, my huwelik blom, dit floreer, dit gaan goed in ons huwelik. Want ek wen. En hoe ek wen, is daar 'n klomp strategieë betrokke oor hoe ek by daai wen uitkom. Ek kan oortuig, ek kan dwing, ek kan beheer, ek kan manipuleer, ek kan beoordeel, maar Madeleintjie, hierdie boks van my, dit is hoe jou boks moet lyk. Hierdie is die goeie boks, jou boks is die bad boks. Dis die slegte boks. Jou boks is van die pad af. Dis nie hoe die wêreld werk nie. Dis nie baie realisties nie. Hoe het hierdie gewerk vir jou maale? Hoe het hierdie gewerk vir jou paale of vir jou broer of suster? Hoe het hierdie vir ons vriende gewerk? So, nou begin ek oortuig. Wat ook al jou strategie is om by daai wen uit te kom, moet jy vandag een ding hoor. As die ons nie wen nie, wen niemand nie. Van die dag toe ons gesê het, I do, sê die woord, ons het een geword. En as een wen, en die ander een wen nie, dan verloor ons albei. If the we do not win, the two I's do not win. Dit is een groot verloorsaak. En baie keer kan ons as 'n wenner op 'n plek staan waar ons uit voel, ag weet jy, ek is okay, jy weet, sy is nog nie waar sy moet wees, maar sy kom stadig by. Jy weet, ek werk nog aan haar. En ek het hierdie manier om haar lewe te probeer orden en rig, sodat dit by my sal aanpas, sodat ek sal voel soos 'n wenner. Maar as ons albei nie wen nie, dan wen niemand nie. Die derde manier wat gebeur as daar gewoonlik spanning kom en daar's botsings, ek gee in.
Dis waar ek ingee, dis waar ek voel, ek moet voldoen. Ek moet iemand anders wees, sodat ek kan sy verwagting of haar verwagting kan voldoen, wat eintlik nie eens oorgee oor wie ek regtig is nie. Ek gee maar net in. En die hele ding is, hierdie werk. In die huwelik werk hierdie tot 'n mate, want dit verlig spanning. Ek sal maar net ingee, ek sal maar net die minste wees, ek sal maar net, maar diep hier binne, gebeur iets anders. Dis 'n tydelike oplossing. Om in te gee verlig spanning, dit vir my bekleierery, maar ergens along the line, gaan daar iets in iemand gebeur, wat permanente skade gaan bring. En om daai reg te stel, is nooit eenvoudig nie. Die vierde ding wat kan gebeur is natuurlik, baie van ons glo, dit is eintlik die antwoord, dis eintlik hoe ons moet werk met mekaar. As dit kom by behoeftes, begeertes en drome, ons moet net compromise, ons moet onderhandel, ons moet 'n kompromie bereik. Ja, weet jy, jy's nie ongelukkig in jou huwelik nie. Jy's ook nie vrek gelukkig in jou huwelik nie. Hierdie maak maar net die huwelik werk. Wanneer ons kompromie aangaan, dit laat maar net dinge werk. Maar ons is nie vol nie, ons is nie vergenoegd nie. Ons beleef nie oorvloed nie. Want jy sien, kompromie beteken dat die verhouding aangevuur word, dat hy gemotiveer word en dat ons fokus op die verkeerde plek is. Dat ons werk na die verkeerde punt toe. Dit waarvoor ons mik, is daai. Ek gee bietjie, hy gee bietjie, ons kompromieer so bietjie, elkeen bring sy kant, want ons is toegewy aan die huwelik. En hierdie is nie 'n slegte ding nie, hierdie is 'n goeie ding, dit moet so wees. Maar dit kan nie die motivering wees nie, want hier is die probleem. Ek is nie getroud aan 'n huwelik nie, ek is getroud aan 'n persoon. Dit help nie, ek al twee kante probeer, maar, jy weet, 'n deal, so Trump by deal uitkom. Ons is nie gelukkig nie, maar ten minste laat dit die huwelik werk, want ek is toegewy aan my huwelik. Maak nie saak wat in die ander persoon gebeur nie, ten minste my huwelik hou dit. Ons gaan 50 jaar getroud bly. Dit is nie die wysste strategie nie. En dis hoekom hy ook op hy lysie is. Want 'n kompromie sê, ons het 'n saak met die huwelik, maar nie noodwendig met mekaar nie. Dalk is daar 'n area waar sy moet opoffer, waar sy moet prys gee, waar sy moet laat gaan, net om die vrede te bewaar. En daar's te veel paartjies wat vir 60, 70 jaar saam is, maar hulle is nie gelukkig getroud nie. Daar's te veel mense wat in 'n intieme verhouding staan, wat vrede beleef en nie konflik beleef nie, maar hulle is individueel, persoonlik nie vol nie. En dis hoekom hierdie as 'n punt 4 ook op my lys is, dat ons net kan vir mekaar sê, wanneer ons dink aan behoeftes, begeertes en ons eie drome, en wanneer ons daai boks vir mekaar oorgee, dat ons net sal weet, wat al die kompleksiteite behels, dit is nie eenvoudig nie. Ek wil vir jou vandag net so 'n bietjie kom opsom, en dan gaan ons aanbeweeg. Wanneer my behoeftes en my begeertes en my drome omgedraai word, en dit word my man of my vrou se verwagtinge, dan ontstaan daar 'n unieke dinamika in hierdie verhouding. Dit is wat gebeur. Verwagtinge skep altyd 'n skuld-skuldenaar verhouding. 'n debt-debtor relationship. En liefde floreer nie met verhoudings wat gebaseer is op transaksies nie. Kom ons sê net dit gou vir mekaar. Ons het besluit, die dag toe ons getroud is, ons het ooreengekom, dat ek sal dit doen en jy sal dit doen. Het ons dan nie ooreengekom nie?
Het ons nie op 'n manier saamgestem dat dit die benadering sou wees nie. En omdat ek doen wat ek moet doen, moet jy doen wat jy moet doen. Ek gaan jou dophou, ek gaan rekord hou. Dis wat verwagtinge doen. Jy skuld my. Want die oomblik, die dag toe ons gesê het, I do, was daar verwagting geskep. En jy beter jou kant nakom. You owe me. Die vraag is net, hoeveel liefde is daar in dit? Want dit is wat verwagtinge doen. Verwagtinge sê, jy is veronderstel. Is dit nie waar nie? Jy is veronderstel. Vir solank as wat jy jou kant bring en ek my kant bring, is daar vrede in ons huis. Sal alles uitwerk, gaan ons gelukkig getroud wees. Jy is veronderstel. My vraag is, hoeveel liefde is daar in dit? Hoeveel dankbaarheid is daar in dit? Wanneer jy in Checkers staan, en jy pak al jou goedjies daar uit, en hulle lei alles vir jou op, en jy betaal hulle, jy sê nie dankie vir dit nie, daai persoon sê nie dankie nie, jy het goed gekry, jy het hierdie goed gekoop, jy moet betaal daarvoor. As Marlene al vir 34 jaar kos maak, ek spring nie elke dag op en juig, jy, sy het vandag vir my kos gemaak, ek is so dankbaar, liefde breek deur, nee, ek het verwag, die Here help as hy nie vir my kos maak nie. Jy het nog altyd dit gedoen, dit was nog altyd op verwagting gebaseer, you have always done this, why would you change now? Ek het vir jou die eerste dag gesê, ek is lief vir jou, ek gaan dit nie elke dag doen, jy weet ek is lief vir jou. En wanneer hierdie verhouding, hierdie intimiteit transaksioneel raak, dan kom ons op 'n plek waar liefde nie uitgedruk word soos dit moet nie, waar dankbaarheid nie uitgedruk word nie. Jy is veronderstel. Wat 'n dankbaarheid is daar in dit? As jy glo iemand is veronderstel om daai verwagting te ontmoet, wat 'n dankbaarheid is daar in dit? As daar 'n diensverskaffer is wat vir jou 'n deur kom insit by jou huis, 'n aluminiumraam kom insit, jy betaal die ou. Jy sê nie vir hom noodwendig dankie, daar is nie noodwendig dankbaarheid is minimaal. Hy doen maar net wat hy veronderstel is om te doen. Hy is gekontrakteer om dit te doen. Ons staan in hierdie huwelikskontrak. This is assumed. Ons het gedink dit is hoe dit gaan wees. Hoekom sal ek dankbaar wees vir dit wat jy veronderstel is om te doen? You owe me and I owe you. Gelukkige paartjies is dankbare paartjies. Gelukkige paartjies is daai ouens wat sê, ek het dit nie verwag nie. Ek kan nie glo jy het dit gedoen nie. Dankie. Dankie. Gelukkige paartjies verstaan hierdie ding. Ek skuld jou alles, maar ek verwag niks terug nie. Gelukkige paartjies, jy weet, hulle gaan deur dieselfde storms. Party van hulle het kinders, party van hulle kan nie kinders kry nie. Party van hulle het geld, party van hulle het geen geld nie. Jy kan na gelukkige paartjies gaan kyk en dit maak nie sin nie. Want hulle gaan deur die lewe vol en gelukkig. Dit hang nie van omstandighede af nie. Hulle het dit reg gekry om hulle eie behoeftes, begeertes en drome in hulle eie boks te hou. Hulle het nie 'n verwagtinge omskep nie. OK Jules, is dit nou wat jy nou vir my sê? Is dit nou wat jy vir my sê? Maak nie saak ooit hoe jou vrou in die bed kom klim nie. Maak nie saak
waar julle bly nie. Ek meen, julle kan in 'n karavaan, julle kan kamp vir die res van julle lewe. Ek sal my behoeftes, my begeertes, my drome wegsteek. Ek sal dit ignoreer, ek sal lieg daaroor, ek sal skuldig voel daaroor. Kinders, maak nie saak nie, 1, 2 of 3, ek het nie 'n saak nie, whatever sy wil hê sal werk. Ek meen, ek sal busry vir die res van my lewe, maak nie saak nie. En ek meen, ek sal ook alles doen. Ek sal die hondebollies optel, ek sal net alles doen. Haar ma, elke dag van die week, geen nie om nie, haar familie kom eerste. Tyd, sy dikteer. Whatever sy sê, dit is hoe ons dit gaan maak werk. Ek meen, geld, liefde sal ons deurdra, het maak nie saak nie. Ons sal deurkom. Konflik, sy kan doen net wat sy wil. Is dit die prentjie? Nee. Ek sê nie jy moet jou behoeftes, begeertes en drome ignoreer, daaroor lieg, skuldig voel daaroor nie. Baie van hierdie goed is goeie goed. Inteendeel, meeste van hierdie goed is goeie goed, by elke paartjie. Dit is wie jy is, dis God jou gemaak het. Baie van jou identiteit, en jou begeertes, en jou behoeftes, en jou drome en goeders, kom vanuit daai plek hoe die Here jou gemaak het. Moet jy dit net ignoreer? Nee, hou dit net in jou eie boks. Maar hoe kry ek dit reg? Hoe hou ek dit in my eie boks? Dit het baie te doen met wat ek op die skerm vir jou sit. Dis wat gelukkige paartjies besef. Gelukkige paartjies besef. Hy of sy skuld my niks. Maar ek skuld hulle alles. Jules, waar kom hierdie absurde gedagte vandaan? Wel, dit kom van 'n plek af. Dit is nie wêreldse logika nie. Dit is goddelike openbaring. Dit is goddelike openbaring. En baie gelukkige paartjies, sal jy sien, pas sekere beginsels in hulle huwelik toe, wat gefundeer is, gevorm is, wat gebou word op hierdie fondasie, vanuit Jesus se woorde. So Jesus kry sy ouens bymekaar. Hy sê vir hulle, ek weet daar's meer as 600 wette. Kom sit gou disippels, ek weet daar's meer as 600 wette. Ek gaan vandag vir julle een wet gee, een gebod, 'n nuwe gebod. Ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Johannes, skryf neer, maak dit lekker maklik vir jou vandag. Vir die mense 600 onthou nie, onthou een. Daar's hy, dis 'n nuwe een. Disippels luister so, maar Jesus, hierdie is nie nuut nie. Hierdie is 'n nuwe gebod. Hy sê, sit net so 'n bietjie vas, ek het nog nie klaar gepraat nie. Julle moet mekaar lief hê. En dan gaan hy aan. Soos ek julle lief het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit verander die hele wêreld vir hulle. Dit verander alles. Want nou sit daar 'n Matteus. En hy besef in daai oomblik toe Jesus dit sê, daar was 'n dag gewees wat hy aangejaag het. En Jesus sê vir hom, onthou jy was 'n verleentheid vir die Jode, jy was 'n verleentheid vir jou huisgesin, vir jou familie, jy was 'n verleentheid vir jou vriende, jy het hulle misbruik, jy het hulle verder onderdruk, meer as wat die Romeine doen, deur al hierdie belastings op te gaar en goeders, jy het hulle verarm, en jy het jouself verryk as 'n belastinggaarder. Jy was 'n verraaier gewees, en Jesus sê, Matteus, hoe het ek jou hanteer? Het ek jou weggejaag? Nee, ek het in jou huis kom eet. Ek het jou vergewe, ek het dit nie teen jou gehou nie. Ewe skielik besef Petrus wat daar sit. Hoe Jesus vir hom sê. En dit kan deur sy gedagtes. Petrus was daar gewees. Jy het net die manier om die verkeerde ding elke keer op die verkeerde tyd te sê. Jou impulsiewe optrede het soveel mense seer gemaak. Jy het dinge gedoen en gesê en gedink wat net nie gepas was in die oomblik nie. Jy het net wat jy wou, het jy gesê en gedoen. En wat het ek vir jou gesê? Volg my. Nathanael, jy was die uitgesprokene. Jy het my hele familie afgeskryf. Jy het my afgeskryf. Jy het gesê, wat goeds kan uit Nasaret uitkom? Jy het klaar oor my bediening besluit. Jy het klaar besluit wie ek is. Jy het my klaar afgeskryf. Het ek jou afgeskryf? Nee, ek het vir jou gesê, volg my. En in daai paar woorde, besef die ouens met wie Jesus praat. Hierdie liefde is 'n nuwe manier van lief hê. Dis 'n nuwe manier van lief hê. Dis nie net om lief te hê nie, dis om lief te hê soos Jesus
ons liefhet. Dis anders. Gelukkige paartjies besef hierdie. Julle ken hierdie ou wat hierdie notas maak, wat hierdie boek skryf. Veel verder skryf in 1 Johannes 4 vers 19, hierdie woorde: ons het lief, want God het ons eerste lief gehad. Waar hierdie man van dat Jesus daai woorde gespreek het op 'n plek kom en waar hy ontdek, maar dit is omdat ons lief het soos hy ons lief het, dat liefde begin tel. Die hele Bybel, ouens, praat daarvan. Die hele Bybel. Efesiërs 2, hier kom Paulus sê die volgende, hy sê lewe in liefde. Lewe in liefde. Soos Christus ons ook lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Hierdie, ek weet daar is dalk van julle wat hier sit, wat spanning beleef het met Christene, ander gelowiges, dalk is jy teleurgestel, dalk het jy verwagting gehad, en hulle het nie gedoen wat hulle moes doen, wat hulle gesê het, en ooreenstemming met hulle geloof, en die een wie hulle dien, en hierdie ou, was die grootste Christenhater gewees. Hy het 'n werk gemaak daarvan om Christene te haat. En op daai pad van Damaskus te loop homself in Jesus se liefde vas. Hy het eerstehands beleef en 2/3 van die Nuwe Testament geskryf en reg oor al sy briewe. Wanneer hy praat oor liefde, praat hy van die. Hy self het ontdek wat Johannes ontdek het, dat hierdie werk. Nou skryf Paulus 1 Korintiërs 13, wat die liefde is en wat die liefde nie is nie. Dis nie 'n nuwe ding wat hy leer nie. Al wat hy doen is, hy kom demonstreer die nuwe gebod wat Christus kom kommunikeer het. Alles wat Paulus skryf oor liefde kom uit daai plek uit, want hy het dit self beleef. En gelukkige paartjies weet hierdie. Gelukkige paartjies weet hierdie. Gelukkige paartjies beklei nie om eerste in die ry te staan nie. Hulle jaag om agter in die ry te gaan staan. Gelukkige paartjies vat nie hulle eie drome, begeertes en behoeftes en maak dit iemand anders se verwagting nie. Hulle sê nie jy skuld my en daarom nie. Nee. Maar Jules, hoe werk dit? Hoe is dit moontlik? Wel, dis hoe Jesus lief het. Want die oomblik toe in Johannes 3 vers 16 die besluit maak, toe die Vader die besluit maak, was dit nie uit 'n plek van kom ons gaan kyk of hulle kan bring, of hulle kan perform, of hulle skuld my nie. Dit was klaar in die muur. Die skrif was in die muur. God het klaar besef, hierdie ouens kan vir my niks doen. Hulle kan geen van die gebooie onderhou nie. It's non-performance on non-performance on non-performance. So dit maak nie eers saak as ek voel, as ek hierdie tree neem, gaan hulle iets teruggee vir my nie. Dit wat die Vader gedoen het, en dit wat die Seun gedoen het, was vanuit Johannes 3 vers 16 gemotiveer uit liefde uit, want so lief het God die wêreld gehad. Nie so het hy uitgesien dat ons kant kan bring, of dat ons hom iets skuld, of wat ook al nie. Hy het alles gegee, en hy het niks teruggehou nie, toe ek en jy op ons slegste was. Hy het ons drome, en ons begeertes, en ons behoeftes, in sy gedagtes gehad. En hy het besluit, I will give everything, and I will expect nothing in return. Is dit nie die evangelie nie? Is dit nie die goeie nuus nie? Want alleen uit genade is ons gered. So as die Vader, Seun en Heilige Gees so werk, hoe kan ek en jy in ons huwelik anders werk as dit by liefde kom, en ons verwag dat ons huwelik moet floreer? Dis absurd. En dis hoekom 70% van huwelike nie uitwerk, ek dink dit is veel meer. Want die dag toe ek sê, I do, het ek met my boks gekom. En die Here help jou as jy nie by hierdie uitkom nie. Dis kom meeste van huwelike nie werk nie. Maar 'n klein persentasie
neem hierdie ernstig op. En soos Jesus my lief het, so gaan ek haar lief hê. I will owe her everything and I will demand nothing in return. En jy sien die krag lê daarin wanneer albei partye in hulle harte so voel en oortuig is dat dit die wenresep is. That is the way to love. Dat daai wonderwerk gebeur, dat daai misterie ontbloot word, waar daai oorvloed begin deurbreek. Ek sluit af. Die dag toe ek getroud is, 34 jaar terug, die eerste ding wat in my gedagtes opgekom het is, hoe kan ek die beste vrou trou vir my? Ek het nie gedink 34 jaar terug toe ek trou, hoe kan ek die beste man wees vir haar nie? Ek het mos getrou met iemand wat ek gesoek het, wat aan my verwagtinge kan voldoen. En my kan help, dat my hele lewe, en hoe ek droom oor die toekoms, net mooi kan uitwerk. Ek wil vir jou vanoggend vra, wat is in jou boks? Het kan 'n verhouding wees in jou huwelik, kan 'n verhouding wees met jou kinders, kan ook dieselfde beginsels wees in jou extended family. Wat is in jou boks? En het ek en jy dit reg gekry om my boks van behoeftes, begeertes en drome te vat en dit in iemand se hande te sit vir wie ek regtig lief is? En ek het hulle opgesaal net met 'n klomp verwagtinge. Christus het niks verwag nie. Kry was nie in sy definisie gewees nie, net gee. Hy sê, as jy die meeste wil wees, moet jy die minste wees. Hy sê, ek het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. He had no expectations from us, but he gave everything. En wanneer daai ding my werklikheid raak in my huwelik, gaan jy 'n huwelik, ek gee nie om of jy 10, 20 of 50 jaar getroud is nie, wanneer daai jou realiteit in jou huwelik raak, wil ek vir jou sê, hou vas, want daar kom 'n nuwe ding. Daar kom 'n nuwe ding, en dit is nie wêrelds nie. Wil jy vandag se woord vat, saam met jou boks van verwagtinge, wat jy in iemand se hand kom druk het? En wil jy, soos ons in hierdie song ingaan, sy naam is Firm Foundation, wil jy dalk vir 'n oomblik sit en net sê, Here, U is daai fondasie, U het die voorbeeld kom stel, U het vir my gewys hoe, U het nie gejok oor dat jy gekom het, Johannes 10:10, nie om te steel, te verwoes en te slag nie, maar dat ek lewe in oorvloed sal beleef. Here, ek het lewe nodig, nuwe lewe in my huwelik. Ek beleef nie oorvloed nie, maar ek gaan op U as my fondasie kom staan, ek gaan U voorbeeld kom nastreef. Wil jy vandag, soos ons net in hierdie song ingaan, wil jy net jou boks vat, maar ook sy voorbeeld, en hom as fondasie, en wil jy dit vir hom kom gee, en wil jy toelaat, dat hy iets vars in jou hart kom doen. Vader, baie dankie dat ons vandag, die lewe wat U begeer, as dit kom by ons verhoudings, ons wil U verheerlik, ons wil U liefde kom tentoonstel, ons wil U sigbaar kom maak. Die woord sê, dat dit is, omdat ons U bewonder, omdat ons U dien, dat ons tog op 'n plek kom, waar ons onderdanig mekaar is. Wil U net kom nuwe lewe blaas, Here, in elke area, wat spanning bring. Ons weet, dit is nie U hart nie, ons weet, dat U hart is, dat ons nie sal saam wees nie, maar dat ons verhouding regtig sal floreer. Ons kom seën vandag elke verhouding, elke huwelik, elke man en vrou. Ons kom dankie, Here, dat ons diepste begeertes, drome en behoeftes aangespreek word. Nie wanneer ons demands kom maak nie wanneer ons verwagtinge kom rondskuif nie, maar wanneer ons U voorbeeld navolg.
Dankie vir dit wat U vandag doen in elke verhouding en elke huwelik. Amen, amen. Kom staan saam met my op en kom ons word net verder bedien deur hierdie song.